En 'n Amalekiet kom uit die kamp van Saul. En hy kom sê aan Dawid, ek het gevlug, want daar was oorlog uitgevoer. En as ek die Bybel lees, dan leer ek my dat 'n Amalekiet is eintlik die aardsvyand van Jesus. Omdat Jesus hulle geoorwin het daar. Jare terug. Het Jesus aanskuldig, dat is eintlik goddelose mense wat teen die val van die Here staan. Alright. En hierdie Amalekiet kom na Dawid toe. En hy sê vir Dawid, ek hoor dat Saul en Jonathan is dood. En dat Saul en Jonathan is dood. 'n groot leer is dood. En ek wil gou vir julle gou hier invat. En Saul is eintlik al. Hy het Dawid onder ons. En Jonathan is Dawid se beste vriend. Praise the Here. En as gevolg van hierdie ding, het het gemaak dat die Amalekiet wat dink hy wil nou aan die koning se guns is, wat Dawid is, het dit 'n probleem veroorsaak. Want deurdat hy Dawid 'n hart gehad, dat Saul en Jonathan as die geliefde van Here. En ongeag hulle sal onder ons sien, bly hulle broers in die akker van die Here. En jy, Amalekiet, kom en wil in die guns van die man wees. En die man sê, hoe meen jy? Of hoe weet jy dat hierdie mense dood is? En hierdie man sê, Saul het gesê, maak my dood. Want almal is weg. En hier sê die man, hy roep van sy leer, en hy sê, vat die man, en reken met hom af. Gaan ek dus moet luister, wat toe gaan hierdie sin. En ek gewaar dat hierdie onder ons hier wat Dawid met Saul en Jonathan gehad het, maak nie van hom 'n slegte mens dat hy hom verlekker in die dood van die twee. Wat hy nie meer 'n verhouding gehad het. En hier skeer die man sy klere. En hy rou in eerlikheid, sê die Bybel. 'n opregte rou toon Dawid af. En wat wil ek vir my sê, 'n
Jy weet, ek respect die vrou van die Here dierbaar. Sy kan nog 'n prys gee. Apostle, it's not anybody that can be told you are anointed and appointed by God in your ministry, my sister. Mag die guns van die Here sy doel bereik in jou lewe, my sister. Mag jou grond verbied vergroter. Halleluja, en mag die Here jou hart se begeerte, halleluja, vervul word in jou lewe. En die Here seën. I'm only speaking blessings. Ek is klaar. Ek wil vir ma en vir pa sê, die lied sê, hy leer my ek moet bid en waak en vol van blydskap leef aldag. Nou, Tweede Kronieke 7, 15 en 16, dan gaan sit ek. My moeder, die Here sê ek moet die sê. 15, ek het hierdie tempel gekies en dit afgesonder om vir altyd my woning te wees. 16 sê, my hart en my oor sal altyd daar wees in die Here sê.